Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar oomblikke stil word, asemhaal, ons harte voor die Here bring en weer onthou, ons is nie alleen nie. As hierdie boodskap jou oplig, asseblief deel dit met iemand. Onthou om te gaan subscribe. As jy 'n spesifieke gebedsversoek het, asseblief sit dit in die comments en onthou om daai belbutton te druk sodat wanneer ek nuwe gebede oplaai, jy dadelik genotifiseer sal word daarvan. Vanaand wil ek praat met elke een wat teleurgesteld is in mense. Baie van ons weet hoe dit voel wanneer iemand jou so seermaak. Nie sommer net iemand nie, maar iemand wat jy vertrou het, iemand vir wie jy daar was, iemand wat jy liefgehad het, iemand wat jy gedink het nooit jou te na sou kom of jou sou seermaak nie. Miskien het iemand jou verwerp, miskien het hulle jou beloof om iets te doen en dit nie deurgevoer nie. Miskien het hulle jou alleen gelos toe jy hulle die nodigste gehad het. Miskien het hulle woorde gesê wat nog steeds in jou hart draai. Miskien het hulle koud geraak, weggestap of jou laat voel asof jou liefde, jou moeite en jou teenwoordigheid nie waardeer is nie. Miskien het jou huweliksmaat na jare van saam wees en ondersteuning en sakke sout saam eet, jou gelos vir iemand anders. En partykeer is daardie teleurstelling nog dieper, omdat dit binne 'n huwelik, familie, vriendskap, miskien die kerk, jou werkplek of jou bediening gebeur het. Jy het goed bedoel, jy het gehelp, jy het gebid, jy het probeer verstaan, maar aan die einde daarvan het jy seer gekry. Vanaand wil ek vir jou sê, die Here sien dit. Hy sien die seer wat jy nie vir almal verduidelik nie. Hy sien wanneer jy probeer sterk bly, maar jou hart voel moeg. Hy sien die aande wat jy jou kop in jou kussing wegsink, daai trane wat loop. Hy sien wanneer jy sukkel om te vergewe, nie omdat jy nie wil nie, maar omdat die wond nog so rou en sensitief is. Psalm 55 vers 22 sê, gee jou bekommernisse vir die Here en hy sal vir jou sorg. Dit beteken nie, jy hoef nie die teleurstelling te dra nie. Dit beteken jy hoef die teleurstelling nie alleen te dra nie. Jy kan dit na die Here toe bring, nie omdat dit klein is nie, maar omdat jou hart vir hom kosbaar is. Jesus verstaan teleurstelling. Hy is verraai deur iemand naby aan hom, een van sy disippels. Hy is verwerp deur mense wat hom moes ontvang. Hy is misverstaan, vals beskuldig en alleen gelaat. En daarom kan ons met ons seer na hom toe kom sonder om voor te gee. Maar hier is iets wat ons moet onthou. Teleurstelling mag jou seer maak, maar dit mag nie jou hart oorneem nie. Vergifnis beteken nie dat dit wat gebeur het reg was nie. Dit beteken nie jy maak asof dit nie seer maak nie. En dit beteken ook nie dat elke persoon weer dieselfde toegang tot jou lewe moet verkry nie. Vergifnis beteken jy haal die saak uit jou eie hande en plaas dit in God se hande en jy sê, Here, ek gee hierdie seer vir U. Ek gee hierdie persoon vir U. Ek wil nie hê bitterheid moet my hart vergiftig nie. Romeine 12 vers 19 herinner ons dat ons nie self wraak moet neem nie, maar dat dit aan God oorgelaat moet word. God sien wat jy nie kan bewys nie. Hy weet wat regtig gebeur het. Hy is regverdig selfs wanneer mense
onregverdig is. Familie, moenie toelaat dat mense se optrede jou van God af wegtrek nie. Mense kan verander, mense kan teleurstel, mense kan wegstap, maar die Here bly getrou, hy bly naby en hy bly dieselfde. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as enige iets anders, want daaruit vloei alles wat jy doen. My boetie, my sussie, jou hart is kosbaar. Moenie toelaat dat 'n teleurstelling jou hart maak nie. Of jou koud maak, of jou konstant agterdogtig maak, of jou vrede steel nie. Laat die Here jou wys waarom te vergewe, waarom grense te stel en waarom stil te bly, waarom te praat en waarom net alles in sy hande te los. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand kom ons na U toe in die magtige naam van Jesus Christus. Here, ons bring elke teleurgestelde hart voor U. Ons bring die seer wat deur mense veroorsaak is, die woorde, die stilte, die verwerping, die gebroke vertroue, die beloftes wat nie nagekom is nie en die oomblikke waar mense nie daar was toe ons hulle nodig gehad het nie. Here, U ken die seer van die man of vrou wat uit hulle huwelik uitgestap het en my boetie en sussie in stukke gelos het. Vader, U weet presies wie ons seer gemaak het. U weet wat gebeur het. U weet wat dit aan ons harte doen. U sien die trane wat ander mense nie sien nie en U verstaan die pyn wat ons nie altyd mooi in woorde kan sit nie. Here Jesus, dankie dat U verstaan hoe dit voel om verraai, verwerp, misverstaan en alleen gelaat te word. Dankie dat ons nie ons seer vir U hoe weg te steek nie. Vader, ek bid vir elke persoon wat teleurgesteld is in hulle man of vrou, hulle huwelik, hulle familie, vriendskap, werkplek, hulle kerk, hulle bediening, hulle verhoudings. Bring genesing waar die hart gekneus is. Bring vrede waar gedagtes aanhou teruggaan na waar en wat gebeur het. Bring wysheid waar daar moeilike besluite geneem moet word. Heilige Gees, help ons om te vergewe sonder om onwys te wees. Help ons om lief te hê sonder om onsself te verloor. Help ons om sag te bly voor God, maar ook wys te wees met mense. Wys ons waar grense nodig is. Wys ons waar ons moet laat los en wys ons waar ons moet stil word en waar ons met liefde en wysheid moet praat. In die naam van Jesus Christus kom ek teen bitterheid, wrok, woede, verwerping, hartseer, verwarring en die begeerte om terug seer te maak. Ons verklaar dat die vyand nie hierdie teleurstelling sal gebruik om ons harte hard te maak nie. Vader, beskerm ons harte, laat mense se optrede nie ons geloof beskadig nie. Laat dit nie ons vrede steel nie. Laat dit nie ons liefde koud maak nie. Leer ons om die saak in U hande te los en te vertrou dat U regverdig is. Here, raak elke hart aan wat vanaand moeg is vir teleurstelling. Laat hulle vrede ontvang, laat hulle gedagtes rustiger word, laat hulle slaap sag wees, laat hulle weet, U het gesien, U weet en U is besig om te genees, U is besig om te werk, al sien hulle niks in die fisiese nie. U is besig. Dankie Vader, dat ons nie 'n gevange hoef te bly in wat mense gedoen het nie. Dankie dat U ons vrymaak van bitterheid. Dankie dat U ons leer om met 'n gesonde, sagte en beskermende hart vorentoe te gaan. Ons ontvang U vrede vanaand.
En ons bid al hierdie dinge in die magtige, kragtige en kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Goeienaand familie, mag die vrede van God jou, jou huis en jou slaap vanaand bedek.